Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder kom nie?" Moenie verbaas wees of wat uit die mens gebore is mens en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Ons skriflesing vir vanoggend tot sover. Daar's 'n plek in Engeland met die naam Everton. En in Everton is daar so 'n begrafplaasie. En daar's 'n grafsteen in die begrafplaas waarop die volgende geskryf is. En ek vermoed die man het dit toe hy nog gelewe het self geskryf. Hulle het dit seker later op sy grafsteen gesit. En daar staan: "Hier lê die stoffelike oorskot van John Berridge, 'n voormalige predikant van Everton, 'n rondreisende dienskneg van Jesus Christus, wat sy Here en sy werk liefgehad het en nadat hy sy opdragte uitgevoer het, vir baie jare opgeroep is om hom te dien daarbo." En dan gaan die gedeelte aan. "Leser," staan daar so, "is jy weergebore? Geen verlossing sonder nuwe geboorte nie. Ek is in sonde gebore in 1716. Het onbewus gebly van my sondige toestand tot 1730. Het trots gelewe om deur geloof en werke gered te word tot 1734. Toegelaat tot die Everton pastorie in 1755. Vlug na Jesus alleen as my redder 1756. Aan die slaap geraak in Christus op 22 Januarie 1793. Amen. Ek wil eintlik sê, ons sal nou op die punt, ons sê ook amen, en kom ons bid saam. Want hierso is die preek, hier is die boodskap. Wat meer wil jy weet, as wat meneer Berridge, of dominee Berridge, op sy grafsteen geskrywe of laat skrywe het? Dis die evangelie. Maar kom ons neem vanoggend so 'n paar minute dalk, om tog na te dink, oor hierdie teksgedeelte, en waar Jesus vir ou Nikodemus, ek praat sommer altyd van die nagdisipel, hierso in die middel van die nag kom, om wat sy rede weet ons nie. Dalk was hy skaam gewees,
Dalk het hy opreg 'n vraag in sy hart gehad, en hy kom na Jesus toe, en voordat hy nog sy vraag kan vra, sê Jesus vir hom, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Nou, daar's 'n sekere afgetrede presbyteriaanse ou predikant, of teoloog, hy het baie boeke geskryf, Tim Keller is sy naam, en hy het so 'n paar vrae gestel aan hierdie teksgedeelte. En ek wil graag aan die hand van hierdie paar vragies vanoggend ook, kyk of ons nie beter kan verstaan waaroor gaan wedergeboorte nie, en waar pas ek in hierdie wedergeboorte in? Is ek al wedergeboorte, en hoe gebeur dit, ensovoorts, ensovoorts. Die eerste vraag wat ons kan vra, gooi hom daar vir ons op die bord asseblief. Vir wie is hierdie wedergeboorte bedoel? Nou menslik gesproke, so ons dink, dit is nou vir jou ouens wat baie gelowig is, en wie se lewe baie mooi lyk, of dalk hierdie charismatiese Christene wat so uitbundig, jy kan sommer sien, hulle beleef hulle geloof in elke grein van hulle wese. Maar dis nie wat ons hier lees nie. Want ek weet miskien was ek op 'n stadium maar taamlik stikkend gewees. En my lewe was maar baie sondig gewees, en dit is dalk nog steeds. En ek het in my swakheid, sonder om 'n super gelowige of Christen te wees, het ek ook op 'n manier tot bekering gekom. Ek weet dit van myself, maar ek weet nie regtig hoe dit gebeur het nie. Onthou Nikodemus, wat hier na Jesus toe kom, was 'n man van hoë aansien gelees. Ons lees, hy was 'n fariseer gewees. Goed, ons het nie 'n baie positiewe Bybelse uitkyk van die fariseërs nie, want Jesus vat hulle keer op keer aan, maar die fariseërs, onthou Paulus was ook 'n fariseer. Die fariseërs het 'n geweldige nougesette lewe gelei, en die lewe eintlik reg gelewe. Hy was ook lid van die Sanhedrin, dis die Joodse raad van daai tyd. So 'n belangrike man, maar waarskynlik 'n taamlike bedeesde man. Nie 'n vreeslike uitbundige, noem dit nou maar charismatiese tipe van gelowige nie. En hierdie man kom na Jesus met hierdie vraag in sy hart. En ek dink die vraag is iets soos, hoe kan ek deel van die koninkryk wees? Nou as Jesus praat van die koninkryk, dan verstaan Nikodemus dit baie goed, want ek sê, hy was 'n fariseer gewees, hulle het geglo in 'n komende koninkryk. Die Sadduseërs weer het 'n bietjie 'n ander uitkyk gehad, hulle het weer ook geglo in 'n komende ryk, maar meer aards dalk as hemels wil ek dit stel. Nou, om wedergebore te word, ons behandel dit in die Bybelstudies ook, beteken nie om van 'n goeie mens, 'n slegte mens, in 'n goeie mens te verander nie. Nie primêr nie. Dit beteken nie om meer godsdienstig te word nie. Dit beteken ook nie om 'n paar regstellingkies in jou lewe te maak en seker te maak jy doen nie te veel sonde nie. Dit maak nie saak hoe goed of hoe sleg jou lewe is of was nie, of hoe die mekaar dit is nie. Dit maak nie saak wat 'n status jy in die wêreld by jou werk of gemeenskap of selfs die kerk het nie. Wedergeboorte, luister, is vir almal bedoel. Want so lief het God die wêreld gehad. Katolies, jy hoor nie vir katholiek, oor die wêreld heen. Ek glo in een heilige, algemene Christelike kerk, oor die wêreld heen, kan ons dit ook vertaal. Wat beteken wedergeboorte? Wedergeboorte, die naam sê dit eintlik reeds vir jou. Dis 'n nuwe lewe. Dis 'n geboorte. En Jesus gebruik spesifiek die woord as hy sê jy moet opnuut gebore word. Daai woord is, ek dink in die Grieks, anothen. Wat letterlik beteken, hy sê vir Nikodemus, jy moet van bo gebore word. Met ander woorde, dis 'n geboorte deur die Heilige Gees. Niemand kan in die koninkryk van God kom, of niemand kan die koninkryk van God sien, sê Jesus,
Niemand kan die koninkryk van God sien as hy of sy nie wedergebore word nie. Dis 'n vereiste vir elke liewe gelowige. As jy die koninkryk wil sien, as jy dit wil beerwe, moet ek en jy wedergebore word. Ek lees dit sommer uit die Good News Bible uit, Johannes 3 vers 3. I'm telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. Of soos dit op daai ou dominee se grafsteen gestaan het, is jy wedergebore. Geen verlossing sonder nuwe geboorte nie. Ons kan ook nie vir Jesus volg as ons nie wedergebore is nie. 'n tweede vraagie wat ons kan vra wat by ons opkom is, waar kom die wedergeboorte vandaan? Ons het dit eintlik nou baie mooi vir die, of nie so mooi nie, ekskuus vir die ballonne se beeld wat gebackfire het, maar dit gebeur deur die Gees. Die term terloops koninkryk van God. Weet jy hoeveel keer kom dit in die Nuwe Testament voor? In die evangelies? Meer as 100 keer. En meermale word dit deur Jesus gebruik. Koninkryk van God. Maar interessant, in Johannes Evangelie gebruik hy dit, ek dink iets soos 3 keer. En dan spesifiek, hierso vertel hy nou van Nikodemus oor die koninkryk van die hemel. En Nikodemus sê dit ook verstaan as opstanding uit die dood uit. Jesus weet, Nikodemus verstaan nou wat hy sê, as hy sê koninkryk van ons, 'n komende koninkryk, wat nog gaan kom. En hy sê, as jy wedergebore word, sal jy jy sal uiteindelik eendag in die koninkryk ingaan, en saam met God wees, maar hy sê, jy sien al die koninkryk. Jy sien al die koninkryk. Jaar vir jaar het my male vakansie, het ons as gesin vakansie gaan hou in Jongsfontein. Wie was al daar gewees? Naby Stilbaai. Dis seker vir my persoonlik die lekkerste vakansiebestemming. En ons het eers daar aan die 3 pikke wyne hier rond Haveltjies huisies gebly, en later het my pa huis gehuur. Nou, verstaan julle as ek sê, dit is gewoonlik hier die Paastyd, ons nie in Desember, my pa kon nie weggaan in Desember nie, maar nou verstaan nie daai gevoel van ek gaan met vakansie gaan. Want jy is sommer al 'n hele paar dae, nie 'n week voor die tyd, is jou boekiebord reg en jou visvanggoed is gepak. En ma dalk al 'n paar lekkernye begin regmaak, beskuit gebak vir die lekker vakansie. En jy droom so daai vakansie dat so 'n paar dae voor jy see toe gaan of dan voel dit vir jou jy is al daar. Jy sien al die vakansie. Jy sien hoe lekker dit gaan wees daar. Jy sien al daai draairoomhuis wat jy op die strand gaan eet. Jou hele lewe het as 'n ware verander omdat jy met vakansie gaan. Nou die koninkryk van God is natuurlik net soveel beter en groter as 'n seevakansie. 100,000 miljoen maal meer. En dit is wat wedergeboorte doen. Wedergeboorte laat ons uitsien daarna by God te wees. Om by hom in sy nuwe koninkryk te wees. Maar die uitsien daarna, laat ons dit eintlik nou al sien. Nou hier waar ons is. Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word, nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die koninkryk sien, verander daai ander fariseer vir Paulus, wat eers Saulus was, 'n eens impulsiewe, selfsugtige mens en 'n standvaste leier van die kerk, 'n kerkplanter. En ons sou baie name kon noem. C.S. Lewis, ou keiser Augustinus, die Romeinse, die ou kerkvader van ons, Martin Luther, Kobus, Henk, Trudy, Tian, almal mense wat van ons wat 'n ommeswaai in hulle lewe beleef het omdat hulle wedergebore is. Natuurlik, ons weet ons sal almal, dit gebeur nie eensklaps nie noodwendig vir almal nie. Dit is nie dieselfde vir almal van ons nie. Ek sit nou nog, en dit was my nogal
'n storie gewees, daai rooi Bybeltjies wat ons in graad 8 gekry het. Jy onthou hom van die Gideons af. Ek sien julle wie was in die weermag? Julle het sulke maroon Bybeltjies gehad, dink ek. En voorin kon jy mos nou geskryf het, ek het op die dag, op daai datum my hart vir die Here gegee of tot bekering gekom. Of ek weet nie of hulle die woord wedergeboorte daar gebruik nie. Maar ek kon nooit daar invul nie. En ek het nog altyd met die krisis gesit. Ek sê nog altyd, dit was destyds so op skool, maar ek weet ek is 'n kind van die Here. Ek weet ek het vir God lief. Ek weet ek is gered. Ek wil graag vir hom werk en ek wil hom dien. Maar ek het nou nie 'n datum wat ek daar kan inskryf nie. En so onthou ek, het ek gaan swat daar in Bloemfontein by Koffsies. En een van my klasmaats was 'n ou wat baie onlangs tot bekering gekom het. En hy het gelewe, dit was so, hy het dit so kragtig beleef en so, en ek was 'n bietjie jaloers op hom gewees, want vir hom was dit 'n nuwe ding gewees. Hy het 'n dag en datum gehad. Maar met die tyd, en ek het geen twyfel daaroor nie. Ek weet, ek is gered. Ek weet persoonlik, ek is wedergebore. Weerens hoe dit gebeur het, ek weet nie hoe nie. Ek weet dit was nie uit myself uit gewees nie. Maar 'n ander ou sal dalk weer, het dalk weer 'n ander storie. Ons gaan nou weer praat daaroor. Ek het so staaltjie oor dit. Om reeds die koninkryk te sien. Derdens kan ons vra, wat doen die wedergeboorte? Wat doen dit? Wat is dit? Wat 'n verskil maak dit nou eintlik? Want Jesus sê mos dit, verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Vers 5 en 6 praat dan van hierdie geboorte uit die water. Party mense sê dit verwys na die doop. My persoonlike lees van die Bybel of die teks sien ek dit nie so nie. Ek dink Jesus praat hierso van die geboorte uit die water van 'n ma se baarmoeder, waar 'n babatjie letterlik uit water gebore word en in die wêreld inkom. En hy sy eie, in ons tyd, ID-dokument het, naam, alles, hy behoort aan sy ouers of haar ouers. En as Jesus so moet Nikodemus ook opnuut gebore word, eintlik van bo gebore word, maar deur die Gees. Dis 'n geestelike geboorte. En as ek wedergebore is, dan kry ek 'n nuwe geestelike identiteit. My identiteit is nie meer dieselfde as wat dit was nie. Dit verander. Ek is 'n kind van God. Wie is ek? Aan wie behoort ek? Ek behoort aan God. Ek is deel van sy stamboek. Deur wat hy vir my deur sy Gees gegee gedoen het, is ek deel van sy familie. Kan ek hom Vader noem? Hy is die skepper van die hemel en die aarde, maar hy is ook my Vader en ek behoort aan hom. Dit is wat wedergebore is. Maar omdat dit so is, die Bybel sê dan ook vir ons 'n kind lyk soos sy vader. Dis ek dink van my kinders lyk ook meer na die moeder. Ons het trekke van ons ouers. Ons lyk soos ons ouers, ons praat baie keer soos ons ouers, ons dink baie keer soos hulle. As ons 'n kind van God is, dan natuurlik, liewe kind van die Here, begin ons lewens verander. En hierdie wedergeboorte is in 'n sekere sin 'n eenmalige ding, ja. Maar ek wil waag om te sê dis 'n daaglikse ding. Ek word elke dag weer gebore in God, want ek besef opnuut my eie onvermoë om gebore te word. 'n Babatjie het nie 'n sê in sy of haar geboorte nie. Ek het nie 'n sê in my geestelike wedergeboorte nie. Dit kom van bo. Dis God wat dit gee. Ja, wat is die verskil kan ons nou vra tussen wedergeboorte en bekering? Want bekering vra tog ook iets van my. Daar is nog 'n menslike element in dit, ons kan dit nie wegskryf of afskryf nie. Maar wedergeboorte is van God af. Dit kom van bo, dis sy werk, dis sy besluit.
Nou 'n bietjie meer daaroor. Mense wat die koninkryk kan sien. Ander mense kan sien dat hulle die koninkryk kan sien. En hoe gebeur dit? Ons weet dit al lankal. Ek begin glo dat alles werk in God se hand is. Hy is almagtig, hy is in beheer van my hele lewe, van die hele wêreld. Ek voel getroos omdat hy by my is, omdat hy naby my is. Hy is teenwoordig by my in donker tye. Die dood vrees ek nie meer nie, want ek weet daar's 'n ewige lewe, vas en seker, sonder twyfel. As ek weggaan uit hierdie wêreld uit, dan is ek by God onmiddellik. Dit troos my. Dis nie toevallig dat ek hier op aarde is nie. Dis nie toevallig dat die mense rondom my op aarde is nie. Dis nie toevallig dat ek in die dorp woon waar ek is, en die familie het wat ek het, en die vriende ensovoorts nie. Dit word deur God so bepaal, dat dinge vir my uiteindelik sal uitdraai, tot my beswil, dat hy alles ten goeie vir my laat meewerk. Ek begin opnuut verstaan wat liefde is, want dis 'n ander liefde as die wêreld. Dis 'n liefde wat God my gee, en ek wil daai liefde gaan gee en uitdeel. My besittings, wat my eens so bitter belangrik was, waar ek gevoel het ek moet net bymekaar maak, en ek my troos en my toekoms daarop gesit, besef ek is nie nou nie so belangrik nie. Ek kan selfs so ver gaan om van die goed wat die Here vir my gegee het, kan ek uitdeel aan ander. My liggaam selfs hierdie aardse tentwoning is in diens van God, dis nie meer my eie nie. Dis ook nou God se, en ek eer hom deur dit. Die aarde, die plek waar ons woon, wat so mooi gemaak is, hy kan partykeer verskriklik wees, maar die aarde is God se aarde. Dis die woonplek wat hy vir ons gemaak het. Ek sien nou die dag 'n lorrybestuurder langs die pad staan, en daar's asblikke reg langs hom. En hy gooi al die papiere en die gemors uit sy kajuit van sy lorry uit, reg langs die asblik. Ek weet ons moet seker meer doen om die aarde te beskerm en goed, maar dis God se woning. Maak God se hart seer as ons dit sien as iets wat net gebruik moet word. So, met ander woorde, my hele uitkyk, my hele lewe verander. Maar dis ons nou nie nuus nie, want ons weet dit is wat Jesus kom doen. As ek die koninkryk sien, as ek wedergebore is, doen die wedergeboorte aan my hierdie ding waar ek my lewe wel verander, uit dankbaarheid uit. Nie om iets te verdien nie. God is die bron van my liefde. En daarom lyk my verhoudings anderste. My huwelik lyk anderste. My kollegas, en ja, natuurlik, my verhouding met die skepping. Nog 'n vraag. Hoe gebeur wedergeboorte? Moet ek 'n sekere gebed doen? Moet daar iemand wees wat by die skool kom praat het en gevra het, die wat nou graag hulle harte vir die Here wil gee, steek julle hande op, en dan bid julle nou agter my aan. Is dit hoe dit gebeur? En vir baie mense is dit 'n geval. Is dit die geval? Vir ander mense is dit weer, het dit stelselmatig gebeur, oor 'n lang tydperk heen. Een ding is seker, as dit gebeur, weet jy dit het gebeur. Jy het nie twyfel nie. Jy kan sê, ek het my hart vir die Here gegee. Dis God se werk, dis die Heilige Gees se werk, kom van bo af. Maar ek weet tog ook, ons sê tog, jy moet tot bekering kom. Nou kom ons terug met daai vraag. Wat is die verskil tussen wedergeboorte en bekering? Ek wil amper sê, bekering is die hand wat ek uitsteek van geloof, om die wedergeboorte, of dat ek ontvang het in die wedergeboorte, my eie te maak. Die bekende prof Willie Jonker, ek dink almal van ons het al van hom gelees of weet van hom, hy het gesê, bekering is 100% God se werk, maar dit is ook 100% my verantwoordelikheid. Dis 100% God se werk, maar dis 100% my verantwoordelikheid. En so, deur die Gees kom daar 'n tipe van 'n wisselwerking in ons lewens, waar ek ook 'n bewuslike keuse en 'n besluit moet maak om vir Jesus aan te neem. 'n Besluit moet maak om my lewe anders te lewe, omdat ek die koninkryk kan sien. En kan ek ook, hoewel hy eers sy hand aan my uitgesteek het, moet ek ook my hand na hom toe uitsteek, my ou patetiese, sondige, klein swak handjie, my bedelaarshand. Maar net so min as wat 'n baba iets kan doen om gebore te word, so min kan ek iets doen om God se genade te ontvang. Hy gee dit vir my ongeag hoe my lewe lyk,
Hy gee dit vir my omdat hy vir my lief is. Soos ons lees, Jesus sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit, dat elkeen wat uit die Gees gebore is, of van bo gebore is. Dis die voortgaande werk van God in my en jou lewe. En dan nou die gedeelte wat Jesus aanhaal. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Wat is hierdie glo? Wat is hierdie wedergeboorte? En dit is baie eenvoudig. Jesus, deur hierdie beeld, sê vir ons baie mooie werke. Moet ek iets doen om gered te word? Moet ek iets doen om wedergebore word? Nee, ek kan nie. Ek is 'n geestelike baba in daai opsig. Dit gebeur deur God se wil. Al wat ek kan doen is kyk na Jesus se kruis. Soos wat die Israeliete na die slang gekyk het. Dis al wat hulle hoef te gedoen het. Dis die voorwaarde. Ek sien Jesus se offer raak. Ek aanvaar dit is ook vir my. En ek neem dit aan. Ek kyk na Jesus. Ek kyk na die kruis. Die verhoogde seun van die mens. Charles Spurgeon, 'n bekende prediker uit die 19de eeu, vertel dat hy in sy tienerjare baie graag vir God wou dien. Hy wou 'n goeie Christen wees. En hy was een aand op pad kerk toe. Onthou in Europa is dit mos nou maar koue winters. En daar's 'n storm en die wind waai en dit sneeu en dit is yskoud. Maar hy is op pad kerk toe en een Sondag aand glip hy daar in 'n methodiste kerkie op die hoek in. Dis die eerste kerk wat hy kon kry, want hy het so koud gekry. Ag, en so as gevolg van die storm, toe kon die dominee nou ongelukkig nou nie die aand opdaag nie. Nou sit die paar handjievol lidmate daar in die kerkie, en een van die ouderlinge staan toe nou maar op en begin te preek, en hy lees toe uit Jesaja 45 vers 22, en Spurgeon sê, dit was eintlik nie 'n goeie preek gewees nie. Hy het die preek gehoor uit die King James vertaling, waar Jesaja 45 vers 22 sê, Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Die prediker sê toe, jy hoef nie 'n vinger te verroer nie, jy moet net kyk. Jy hoef nie ryk te wees nie. Jy hoef nie eers goed te lyk of te wees nie, maar moenie na jouself kyk nie. Daar is geen hoop nie. En toe sit hy nou sommer self woorde in Jesus se mond, Jesus se woorde in Jesaja se mond, en hy sê, kyk na my, ek sweet druppels bloed. Kyk na my, ek het opgestaan, en opgevaar en sit aan die God se regterhand. Kyk na my. En toe kyk die ouderling, die prediker na Charles Spurgeon, en hy sê vir hom, jongman, jy lyk miserabel. En die lewe en die dood gaan vir jou sleg wees, as jy nie doen wat die Bybel sê nie. En daarso het die bekende teoloog Charles Spurgeon, as 'n jong man, geleer om weg te kyk van homself af. Dit is wat bekering is. Dis wat wedergeboorte, om te kyk na Jesus, wat Jesus gedoen het, 100%, nie ek nie, maar Jesus. Die kosbare bloed van Jesus wat vir al my sondes betaal het. Dit is wat bekering is, om dit te aanvaar, om dit te ken, om rus te kom vind. En die laaste vraag, hoe weet ek of ek wedergebore is? Ons praat baie keer oor in die kerk en met mense, en ons met evangelisasietogte sê ons ook vir mense, jy moet wedergebore word. Jesus sê vir Nicodemus, hy moet wedergebore word. Nou Nicodemus, het hy ooit tot bekering gekom? Die Bybel sê nie regtig vir ons nie. Ek wil in my hart glo. Ek wil nogal dink hy het. Ek dink Jesus se woorde aan hom daai dag het vir hom verander. Want ons lees met Jesus se kruisiging of na sy kruisiging. Wie het die graf gehuur waarin Jesus gaan lê het? En wie het sy betaal vir die reukolie en die bande waarmee Jesus se liggaam gebalsem is? Ons lees dit was Nicodemus gewees. So dalk het Nicodemus ergens dit aanvaar.
Vir my en vir u kom dit daarop neer dat ons lewe een van gehoorsaamheid raak. Jakobus 2 vers 17 sê, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Ons het laas Sondag uit Jakobus uitgelees. Die dade moet daar wees. 'n lewe wat nie wys dat daar vrug is, en as daar nie geestelike vrug is nie, is daar nie bekering nie. Dis hoe ons weet. Dis hoe ek weet ek is bekeer. My lewe verander daagliks meer en meer. Martin Luther het dit al gesê. Hy het gesê, ons word deur geloof gered, deur geloof alleen gered. Sola fide. Bybelstudie ouens. Ons word gered deur geloof alleen. Maar die geloof wat red is nooit alleen nie. Sien, dis twee kante van dieselfde munt. Saam met die geloof om die dade, die nuwe lewe. Ek het 'n prentjie van 'n skoenlapper wat uit 'n kokon uitkom hier agter my. Dis hoe dit werk. Dis soos 'n babietjie, soos 'n wurm wat nie eers self weet hoe dit gebeur nie. 'n Wurm wat kruip na God toe en deur 'n wonderwerk wat ons self nie eens mooi verstaan hoe dit werk of gebeur het nie. Deur 'n wonderwerk waar God mens geword het en in ons plek aan 'n vloekhout kom hang het en opgestaan het uit die dood uit, ontvang ek ook daai nuwe lewe. En kom ek soos 'n skoenlapper uit 'n kokon uit. Kan ek sê ek is 'n kind van God en meer word soos wat Jesus vir my gewys het en geleer het. Dis hoe ons glo. En dis hoe ons moet lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, laat ons aan onsself die vraag vra en stel, is my saak reg met U? Of in die woorde van Jesus, is ek wedergebore? Want daar's 'n ernstige waarskuwing van Jesus wat na elkeen van ons toe uitgaan. En dit is dat as ons nie wedergebore is, ons nie die koninkryk van God sal sien nie. Here, ons wil ook die koninkryk sien. Ons wil dit ook hê. Ons wil vir ewig lewe saam met U. Ons wil ook 'n nuwe lewe hier op aarde hê waar U Gees in ons werk elke dag. En Here, as daar vanoggend in hierdie kerk enige man of vrou of kind sit wat nog nie daai sekerheid het nie, dat hulle ook vanoggend Jesus se woorde sal hoor, dat hierdie geboorte gebeur deur die Heilige Gees. Hierdie geboorte is vir almal, want U het ons so lief gehad, dat U enige gebore seun vir ons gestuur het, sodat die wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, help ons om te glo, elke dag te glo, en dat ons as dit ware elke dag opnuut gebore sal word, 'n nuwe bewussyn van in ons lewens sal hê. Here, kom werk in ons deur die Gees, laat ons kan wegkyk van onsself af, en op U sal fokus, en sal kyk na die kruis, en dat dit die verskil sal maak in alles wat ons doen. Die manier hoe ons na ander mense kyk, hoe ons na onsself kyk, hoe ons praat, hoe ons dink, hoe ons optree. Want daar is eintlik geen ander manier van leef as dit nie. Laat dit so wees, Here. En dan bid ons ook in hierdie dag vir ons kosbare lidmate van Wesgemeente. Daar's vandag kindertjies wat siek is. Daar's ou mense wat in hospitale lê. Here, daar's van ons wat bekommerd is. Daar's van ons lidmate wat nie weet hoe hulle die einde van die maand gaan sien finansiëel nie. Daar's van ons lidmate wie se gesinslewe uitmekaar brokkel, hulle huwelik of verhouding met die kinders. Daar's van ons wie se vriendskappe voel of dit op die rotse is. Daar's van ons lidmate wat alleen is, wat depressief is, wat raadop is. Here, daar's van hulle wat vervlou het en vervlak het in die geloof, wat nie meer belangstel in U of U gemeente nie. Here, sien hulle raak. In die liefde sien hulle raak vandag. Geef hulle uitkoms, o Heer. Help hulle om U lig te sien. Here, skenk vir ons almal die wedergeboorte. Ons bid vir ons land.
die politiek, ons bid vir die deurmekaar wêreld, ons bid dat u orde en u liefde sal hooggetuig vir Here, openbaar Uself aan ons elke dag. Ons bid vir die natuur en ons bid vir die landbou. Here, dat dit sal reën soos wat dit moet. Ons bid eintlik maar net, Here, gee vir ons wat ons nodig het. Ons bid, laat u wil geskied, want u is almagtig en u weet die beste. En dan dank ons u op hierdie Sondagoggend dat ons kan deel hê aan die koninkryk, dat ons dit al kan sien. Ons bid, Here, laat die koninkryk kom. Amen.